Ek het verlede week het ek gesels oor to be bold and courageous en dat die Here vir ons 'n opdrag gee. Wie van julle kan vir my sê wat die opdrag is? Be courageous, nee? Be bold and courageous. Dis die opdrag wat die Here ons gee. Wat is die belofte wat saam met dit gaan? I will never leave you. Ek sal met jou wees. In die tyd waarin ons leef, is dit so belangrik om courageous te wees. Om op te staan vir wat reg is. Vir waarheid. En ek het hierdie week toe ek nou bid, toe sê ek vir die Here, Here, ek wil hê dat ons gemeente net verder kom bou in courage. Dat ons so courageous sal wees, dat die vyand sal weghardloop. Dat hy sal bewe in sy broek. Amen. Die vyand moet bang wees vir jou. As jy so courageous is en so vol krag is van God se heerlikheid, dat wanneer jy in 'n plek inbeweeg, gaan met die duiwels hardloop. Amen. O, jette. Draai gaan na die ou langs en vra jy net vir hom, is jy wakker? Ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. Where are you standing? Nou op hierdie prentjie staan die ou op 'n kraans en hy staan op die punt. En vir sommige sal dit gevaarlik lyk. Ek kom staan baie Sondae hier so, dan hang my tone oor en dan sê die ouens vir my, ons wag net vir daai dag wat jy gaan afval. Maar ek weet waar ek staan. Ek weet daar's grond onder my. So as ek hier afval, is alraai, die grond is net so ver. Maar my vraag is, waar staan jy vandag? En hierdie vraag is nie 'n fisiese vraag nie, hierdie vraag is vanoggend 'n geestelike vraag. Waar staan ek en jy? Waar staan ons met God? Waar staan ons in ons verhouding met hom? Ek glo dat die Here wil hê dat ons in sy teenwoordigheid moet staan. Ek glo dat die Here wil ons vat na hoër hoogtes toe en om in hoër hoogtes in te gaan, moet ons geoefend wees om te staan. Ek kyk video's waar die ouens Kilimanjaro klim en hoe hoër hulle gaan, hoe minder suurstof is daar en hoe meer word hulle liggame beïnvloed deur die feit dat hulle nie genoeg suurstof het nie. En ek sien hoe daai ouens ekstra energie moet insit om te bly staan. Ek wil vanoggend vir jou sê dat die Here vat ons op hoogtes wat ons nog nie ervaar het nie en wat ons nog nie gesien het nie. En jy gaan moet kom op 'n plek in jou lewe waar jy geoefend gaan moet wees om in God se teenwoordigheid te staan. En dit gebeur nie net noodwendig hier in op 'n Sondagdiens nie, maar dit gebeur in jou binnekamer. Dit gebeur by die huis, dit gebeur by jou werk, dit gebeur by die skool, dit gebeur op 'n gereelde basis waar jy jou verhouding met die Here bou, raak jy sterker en meer geoefend om in die teenwoordigheid van die Here te staan. Nou, ons is op die oomblik in 'n tyd waar ons nuus sien hoe mense staan vir God se woord en hoe die wêreld Pride Month celebrate en hoe ouens in veral Amerika begin opstaan en sê ons gaan opstaan vir familie en liefde. En dit is vir my so mooi om te sien van ek weet nie hoe om baseball te speel nie, maar ek hou van baseball video's kyk. En dit is so amazing om te sien dat van hierdie baseball players het in hulle reeks wat hulle in hulle kompetisie wat hulle deelneem, het hulle een aand wat hulle nou almal hierdie pride klere moet aantrek, reënboogkleertjies. En hulle keppe het reënboog op en al hierdie tipe van goed om Pride Month te celebrate. En hoe van hulle Genesis op hulle keppe neerskryf waar die eerste reënboog verskyn het, waar hulle sê, maar die reënboog behoort aan God. En van die ouens het gesê, sorry, ons dra nie sulke klere nie. En een van die spanne het selfs hulle game geforfeit, om te sê, sorry, ons gaan nie eers deelneem nie. As julle wil hê, ons moet sulke klere dra, ons gaan nie. En hulle staan op vir dit wat reg is. En wat amazing is dat daar's 3 spesifieke ouens wat opgestaan het en versies op hulle keppe geskryf het, om te acknowledge dat die reënboog kom van God af. En net vir interessantheid, God se reënboog het 7 kleure. Die wêreld se reënboog het 6 kleure. Dis net interessant.
6 is die nommer van die mens. Maar God se nommer is 7. Dis God se nommer. En dit is vir my wonderlik dat God die reënboog so ook beskerm het, dat sy reënboog bly met 7 kleure. Maar hoe dit ook al sê, en hoe die wêreld teen hulle opstaan, en hulle, hierdie 3 spesifieke ouens, beboet het, omdat hulle versies op hulle keppe geskryf het. En hoe ander mense uit die gemeenskap gesê het, moenie worry nie, ons betaal julle boetes vir julle. En een persoon skryf en hy sê, dit is vir my wonderlik om te sien, 3 verskillende ouens, 3 verskillende spanne staan op vir geregtigheid, staan op vir God. En as ons kyk na Daniël, was daar Sadrag, Mesach en Abednego. En hulle het opgestaan en gesê, ons gaan nie buig voor 'n valse koning nie, voor 'n valse God, en ons buig voor net een God. En in hierdie proses bid ek en ek vra vir die Here, Here, waar is ons in ons lewe? In Suid-Afrika is dit nie so erg dat ons gedwing word om in sekere rigtings te gaan nie, miskien by jou werk, maar waar staan ek en jy vandag in ons geestelike lewe? Waar staan ons met die Here? En hierdie gesegde kom by my op, as jy nie vir iets gaan staan nie, gaan jy vir enigiets val. As jy nie vir iets gaan staan nie, gaan jy vir enigiets val. So my vraag is, vir wat staan jy? Is jy bereid om op te staan vir God? God hoef homself, ons hoef nie God te verdedig nie. Okay? God is groot genoeg om dinge self uit te sorteer. Maar ek en jy staan op vir geregtigheid. Ek en jy staan op vir die woord van God. En ek en jy moet besluit, waar staan ons? Nou, Jakobus sê dit vir my baie mooi, hy sê in Jakobus 1, vers 2, sê, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, wat doet jou geloof? Storms. Storms. So jy moet bly wees as daar moeilikheid op jou tafel beland. Wie van ons hou van moeilikheid op jou tafel? Niemand gaan hulle hande opsteek nie. Maar die woord van die Here sê vir my en vir jou, ons moet bly wees wanneer daar moeilike tye kom, want dit toets ons geloof. En as ons geloof getoets word, dan kan ons groei. Hy sê, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Wie van ons is al op daai plek waar jy perfek is en niks tekort kom nie? Niemand van ons is daar nie. So wat sê dit vir my? Dit sê vir my dat ons geloof het endurance nodig. Ons geloof het nodig om te groei. Amen? Hy sê, if you need wisdom, ask your generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Be in God alone. Your faith must be in God alone. En vir jou het so mooi gesê vanoggend, as jy worry, dan sê jy eintlik, jy maak staat op jouself. Wie van julle was 'n bietjie geskit deur daai ene? As jy worry, dan fokus jy op jouself. Oh, Here, ek wil nie meer worry nie. Ek wil fokus op U. En hy sê so, moenie divided wees nie. Be sure that your faith is in God alone. Do not waver. Luister baie mooi. For a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people, ek wil julle met baie mooi luister wat ek nou hier, ek lees uit die Bybel uit. Dis Jakobus 1, vers 7 sê, such people should not expect to receive anything from the Lord. Jo, ouens, as ek hierdie versie lees, dan besef ek, daar's baie dinge waarvoor ek die Here vertrou. En in baie gevalle sê die Here vir my, wag, so ek verstaan daar's 'n tyd wat moet deurloop, maar ek weet ook daar is sekere dinge wat die Here in my lewe wil losmaak, maar nou vra ek vir die Here vir daai goed en ek kry nie daai losmaking nie, wat vir my sê dat ek moet fokus op my loyalty teenoor die Here.
I might be, ek sê nie jy is nie, ek sê you might be divided in your heart. So dis 'n plek waar ek en jy kan ondersoek instel om te sê, is my hart ten volle gefokus op God? Onthou ons vraag is, where are we standing? If we are divided, one leg in the kingdom of God and one leg in the world, dan is jy soos die versie hier volgende sê, their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. Dit gee vir my en vir jou 'n riglyn van hoe ek en jy moet staan. En ons moet vandag 'n keuse maak. Wil ons in die koninkryk van God staan of wil ons in die koninkryk van die wêreld staan? Jy kan nie twee here dien nie. Jy moet of vir God volg, totaal en al, met loyalty, undivided heart, of jy gaan in die wêreld wees en jy gaan die wêreld volg. As ek en jy antwoorde op ons gebede soek, dan moet ek en jy onsself in die koninkryk van God vind, totaal en al. You cannot be divided. Jy gaan wees soos 'n golf wat geslinger word deur die winde. Vandag waai die wind van die wêreld so, dan gaan ons almal maar net daai kant toe. Vandag waai die wind van die wêreld so, dan gaan ons maar net almal, ons noem dit we're going with the flow. We're just going with the flow. Ons gaan daar waar die wind waai. Nee, as kinders van God is ons standvastig. Ons voete is op die rots. Ek en jy kan nie ons voete op 'n ander plek sit nie. Ons het 'n rots nodig. Ek en jy het 'n anker in ons lewe. En sy naam is Jesus Christus. Amen. Jesus Christus is ons anker. Waarvoor is die anker gemaak? Die anker is gemaak dat die boot stabiliteit kry in die area waar hy is. In baie opsigte is die anker daar vir in stormagtige tye. Dis om die boot vas te trek, sodat die golwe hom nie enige plek net vat nie, maar sodat die boot op een plek kan bly. Wie is jou anker in jou lewe vandag? 1 Korintiërs 16 vers 13 sê, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Kan ek dit weer vir jou lees? Ek wil dit weer vir jou lees, maar ek wil hê jy moet dit inneem in jou hart vanoggend. Be on guard. Hoekom sê Paulus vir my en vir jou, ons moet on guard wees? 1 Korintiërs 16 vers 13. Be on guard. Hoekom? Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En hy kyk wie hy kan verslind. So ek en jy moet on guard wees. En dan sê hy, stand firm in the faith. Stand firm in the faith. Wat is the faith? The faith is, ons glo in Jesus Christus. Ons glo dat hy is die koning van alle konings. Ons glo hy is die seun van God. Ons glo hy is gebore, hy het mens geword, hy het onder ons kom woon, hy het aan die kruis gesterwe, hy het opgestaan en hy het die vyand oorwin. Amen? Dis wat ons glo. So stand firm in your faith. Jesus Christ. Be courageous. Be strong. Hoekom? Want die wêreld is daar. Ons is in hierdie wêreld, maar ek en jy is nie van hierdie wêreld nie. Ons is ambassadeurs in die koninkryk van God. Amen. So, my vraag is weer, waarvoor staan ons vandag? Is dit vir een of ander politieke party? Ons moes almal nou, as jy nog nie geregistreer is nie, moes jy gister gaan registreer het. En die 4de November is dit stemdag vir die local munisipaliteite. En ons almal is excited, want ek gaan nou my merkie maak. Is jou standvastigheid gefokus op 'n politieke party? Ek wil vandag vir jou sê, ek glo nie die politiek gaan ons red nie. Ek glo daar's net een antwoord en sy naam is Jesus Christus. Die antwoord lê hier, binne in hierdie gebou. Die antwoord lê binne in jou, waar jy is, by jou werk. Hoe jy die lewe gaan leef, hoe jy in geregtigheid gaan leef, hoe jy gaan opstaan vir die waarheid, hoe jy gaan toelaat dat God 'n verskil in jou werk doen, dat God 'n verskil by jou skool doen, dat God 'n verskil in jou huis doen. As ons 'n gesonde wêreld soek, moet ons begin by die huis. En vandag is dit Vadersdag. En papas, ons het 'n verantwoordelikheid om ons kinders groot te maak, sodat wanneer hulle eendag groot is,
dat hulle weet in wat se weg om te wandel. Ons het 'n verantwoordelikheid. So as ons die wêreld wil verander, kom ons begin by ons huis. Kom ons verander ons huis. Want as ons die huise kan verander, dan gaan jou buurmanne verander. Dan gaan jou neighborhood gaan verander. En as jou neighborhood verander het, gaan jou dorp verander. En as jou dorp verander het, gaan jou provinsie verander. As jou provinsie verander het, gaan jou land verander. As jou land verander het, gaan jou kontinent verander. As jou kontinent verander het, gaan die wêreld verander. En die enigste rede en die enigste manier hoe die wêreld gaan verander is met wat? Jesus Christus, met die goeie nuus. Ons moet die goeie nuus van Jesus Christus uitdra aan 'n wêreld wat hom nodig het. So ek wil hê ons moet ons Bybels oopmaak in 2 Kronieke. 2 Kronieke 20. En ons gaan die storie daar lees van koning Jehoshaphat. King Jehoshaphat. Hierdie storie is seker een van my gunsteling stories in die Ou Testament. Dis net so 'n amazing storie om te sien hoe die Here kom en hy net kom werk. En dit gee vir my en vir jou vandag hierdie amazing, hoe kan ek dit stel? Hierdie amazing wete dat ons is nie alleen nie. God is met ons. Ag, voor ek gaan begin lees, draai net gou die persoon langs jou en sê net vir hom, hey, die Here is met ons. Right, kom ons begin lees vers 1. Ek lees in die New Living Translation. After this, the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. Baie interessant, die Moabites en die Ammonites is afstammelinge van Lot. Net so ekstra bietjie nuus daarso vir die van julle wat hou van geskiedenis. Vers 2. Messengers came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you from beyond the Dead Sea. They are already at Hazazon Tamar. This was another name for En-Gedi. En-Gedi beteken divided. Divided. Dit is vir my baie interessant dat 3 lande kom saam na 'n plek van division. Hou dit maar net in gedagte, ek gaan later ietsie sê daaroor. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Jehoshaphat stood. Wil jy ons moet claim daar so sien. Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. He prayed, O Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. You are ruler of all the kingdoms of the earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. Wie kan sê amen saam met Jehoshaphat? O our God, did you not drive out those who lived in this land and land when your people Israel arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? Your people settled here and built this temple to honor your name. They said, whenever you are faced with any calamity such as war, plague, or famine, you can come to stand in your presence before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will hear us and rescue us. And now see what the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir are doing. You would not let our ancestors invade those nations when Israel left Egypt. So they went around them and did not destroy them. Now see how they reward us. For they have come to throw us out of your land, which you gave us as an inheritance. Oh, our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help.
As all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives and children. Dis my mooi. Hulle het die hele gesin bymekaar gekry. Selfs die babietjies, almal het bymekaar gestaan. Vers 14. The Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. His name was Jahaziel, son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jehiel, son of Mattaniah, a Levite who was a descendant of Asaph. As he said, listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says. En ek wil vanoggend hierdie woord release en verklaar oor lig en lewe. Do not be afraid. Don't be discouraged by the mighty army, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march out against them. You will find them coming up through the ascent of Ziz at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeriel. But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah, Jerusalem, and lig en lewe. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Then King Jehoshaphat bowed low with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem did the same, worshiping the Lord. Then the Levites from the clans of Kohath and Korah stood to praise the Lord, the God of Israel, with a very loud shout. Kan jy sê amen? Amen. Ek gaan nie verder lees nie. Kom ons gaan verder. Ek wil vanoggend hierdie gedeelte gebruik en vir jou 'n paar punte uitlig wat die Here net vir my kom openbaar het oor hoe ek en jy kan staande bly. Wie van julle wil staande bly? Dan wil ek hê jy moet hierdie paar punte vat en jy moet dit deel maak van jou lewe, en die hoofwoord wat ek vandag vir jou gaan gee om staande te bly is die woordjie fokus. Fokus. Wie van julle fokus op die stuurwiel as jy ry? Die geneigtheid is nie om te fokus op die stuurwiel terwyl jy ry nie. Jy fokus op die destination en jy volg waar jy fokus. Ons fokus bepaal ons rigting. Op wat jy gefokus is, gaan bepaal hoe jy gaan staande bly. As die wêreld kom met sy probleme en sy moeilikheid, dan moet ek en jy fokus, want dit gaan bepaal hoe ons gaan staan. As ons gaan fokus op wat die wêreld doen, en ons gaan fokus op die bekommernisse, wat gaan gebeur? Ek en jy gaan bekommerd word. Ons gaan in daai baan begin inbeweeg, en ons gaan begin doen wat die wêreld sê ek en jy moet doen. Worry, 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 worry. Nee, wanneer ek fokus op die woord van God, dan sê die woord van die Here vir my koning sê vir my Vader sê vir my, die krag van God, die Heilige Gees sê vir my, as ek my fokus op God se woord hou, God se woord is ja en amen. Amen. So wanneer ek my fokus op God se woord hou, dan gaan ek my pad reg hou. Ja, die paadjie is nou, daai kant lyk gemaklik, hulle het 'n highway, but it's a highway to hell. Ek en jy is op die wandelroete. Ek en my wandelliedjie. Ek en my wandelroete. Ek ken nie die liedjie so lekker nie. Maar kom ons sê ons loop op hierdie pad. As jy op 'n wandelroete gaan, is jy gewoonlik nie alleen nie. Jy vat mense saam. Inteendeel, dis veiliger om saam met iemand te gaan op 'n wandelroete. Maar wanneer ons op 'n wandelroete is dit stadig soms.
Dis baie keer meer intens, want ons sien alles wat rondom ons aangaan. Ons sien die beauty wat die Here geskaap het en gemaak het rondom ons. Ons het geselskap, maar ons het 'n leidsman, die Heilige Gees wat voor ons uitstap en vir ons die pad wys. Ek wil vandag vir jou sê, the narrow road is the best road. Want daar kan ek fokus, hier moet ek fokus, ek moet fokus. En aan die ander kant op die highway, op die breë pad waarvan die Bybel praat, as ek die wêreld volg, is it just going with the flow. Die pad bepaal waarheen ek gaan. Maar wanneer ek op die wandelroete is, dan is daar 'n Heilige Gees wat vir my lei, en hy kan my lei net waar hy wil. Hoekom? Want ons kan maar deur die bossie stap. Ons maak 'n nuwe pad. Want die Here sê in sy woord, hy sal vir jou 'n pad maak daar waar nie 'n pad is nie. So die eerste punt wat vir my en vir jou help, wat koning Jehoshaphat vir my en vir jou leer in sy gebed, is die volgende: fokus jou hele wese op wie God is. Op wie God is. Hy sê, O Lord God of our ancestors, you alone are God in heaven. You are ruler of all the kingdoms of the earth. Luister baie mooi, hy sit in hierdie predicament, in hierdie probleem, waar 3 koninkryke op hom afkom, en hy verklaar, U is die ruler of all the kingdoms of the earth. Selfs hierdie 3 wat hier voor my is, wat my nou aanval, U is die een wat hulle beheer. U is die een wat rule over hulle. So hoekom sal ek nou bang wees? So hy verklaar, you alone are God, you are the ruler of the kingdoms of the heaven, en dan sê hy, you are powerful and mighty. Luister baie mooi wat sê hy, no one can stand against you. Ek sal vandag liewerste saam met die Here staan, as wat ek teen die Here staan. Want as ek teen die Here is, gaan ek val. Gaan ek nie kan bly staan nie. Maar wanneer ek by die Here is, en ek staan met hom, en ek hak by hom in, en ek is gehoorsaam aan sy woord, dan sal ek bly staan. Ek wil vandag vir jou 'n belofte uit God se woord vir jou gee. You will keep standing, even if the war is in front of you. Al staan die probleme hoe hoog voor jou, as jy jou lewe voor hom gaan plaas, en in God gaan plaas, then you will keep on standing. Jy sal bly staan. Jy sal bly staan. Amen. Ag, sê net vir jouself, ek sal bly staan. Ek sal bly staan. Hoekom? Want my voete is gegrond op God se woord, die rots, sy naam is Jesus Christus. So kom ons staan saam met God. Die tweede punt wat vir my en vir jou help om te bly staan, is hierdie volgende gedeelte. Hy sê, kom ons, jy kan die punt neerskryf, fokus op God se getrouheid. Fokus op God se getrouheid. Koning Jehoshaphat bid verder, hy sê, Oh our God, did you not drive out those people? Hy verwys terug na dit wat die Here alreeds gedoen het. Hy verwys alreeds na die oorwinning wat die Here alreeds behaal het. Hy gaan kyk na God se getrouheid. God is getrou. God het vir ons iets in die verlede gedoen. As God vir ons iets in die verlede gedoen het, sal God vandag vir ons weer iets doen. As die Here vir ons geveg het in die verlede, sal die Here vandag vir ons ook weer veg. We are not alone. Amen. We are not alone. I say, who lived our God did not drive out, did you not drive out those who lived in this land when your people arrived, Israel arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? Die Here, wat hy basies hierso vir my en vir jou sê, is dat die Here het 'n belofte gemaak aan Abraham. En omdat hy hierdie belofte gemaak het aan Abraham, kom hy en hy sê, U het 'n belofte gemaak aan Abraham. U het vir ons die land gegee. Moenie laat hulle nou kom en die land weer wegvat nie. As God 'n belofte oor jou lewe gerelease het, dan sal dit so wees. Wat moet ek en jy doen met daai belofte? Ons moet in lyn kom met wat hy gesê het. Wanneer ek en jy alignment kom, wie van julle hou van boondoe bashing, nee, jy vat jou kar en jy gaan op die sypaadjie, af die sypaadjie, jy sien 'n pothol en jy mik vir die pothol. Jy hou van daai rowwe, 4x4ing sommer in die hoofstraat, nee? En jy ry.
Wat doen jy hopelik na die tyd as jy boondoe bashing gedoen het? Ag kom ek bring dit na die normale ou toe. Wat doen jy met jou normale sportsmotor as jy deur 'n pothol gery het? Jy vat hom vir wheel alignment. Want as jy die stuurwiel los, dan maak jou kar so. En gewoonlik draai hy links. Iets wat nie alignment is nie, sal altyd links trek. Okay, miskien het jou kar al so erg gekry dat hy hom aan die ander kant toe vat, want hy moet hom rof uit wheel alignment uitgehaal het. Maar jy vat jou kar weer vir alignment. Hoekom? Sodat jy reguit kan ry, sodat jou bande nie afry nie. En dit is wat ek en jy moet doen in ons geestelike lewe. We need to get into alignment with what God is busy doing. En wanneer ek en jy in lyn is met dit waarmee God besig is, dan kan ons terugwys en sê, maar Here, U het vir ons alreeds uit die moeilikheid uitgehaal. Daarom weet ons, U sal vir ons uit hierdie probleem ook verlos. Fokus op God se getrouheid. Amen. Dan die derde ene. Fokus op God se teenwoordigheid. Your people settled here and built this temple to honor your name. They said, whenever we are faced with any calamity such as war, plague, or famine, we can come to stand in your presence before this temple, where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will hear us and rescue us. Jehoshaphat was gefokus op God se teenwoordigheid. Hy het geweet wat die teenwoordigheid van God doen in 'n situasie. So wanneer ek en jy in enige situasie is, in enige calamity, in enige plague, in enige famine, in enige probleem, noem sy naam. Ons het 'n koning, sy naam is bo elke ander naam. Sy naam is Jesus Christus. En wanneer ek en jy fokus op sy teenwoordigheid, wat het koning Jehoshaphat gedoen? Hy het toe hy die gerig hoor, hier is vyand, is sy reaksie. And then he turned to God for guidance. Hy het heel eerste na die teenwoordigheid van God gegaan. Hoeveel van ons hardloop na ander mense toe of na ander oplossings toe in plaas daarvan om na God se teenwoordigheid toe te hardloop? Wie van ons hardloop na die bankbestuurder in plaas van na jou binnekamer? Wie van ons hardloop na, hoe sê hulle, bakboord na stuurboord? Ons moet hardloop na God toe. Ons moet in sy teenwoordigheid. Hoekom? Want hy sê, we can come to stand. We need to take our positions in God's presence. Ons moet in God se teenwoordigheid ons posisie inneem, deur te staan. Staan in God se teenwoordigheid. So die derde punt wat vir my en vir jou help, om in God se teenwoordigheid te staan, of om die oorwinning te behaal, is juis om in God se teenwoordigheid te gaan staan. Die vierde ene is, fokus op God se beloftes. Te veel van ons vergeet God se beloftes. Te veel van ons praat die negatiewe, in plaas daarvan om God se beloftes te verklaar oor ons lewe. Hoe gaan dit, broer? Arm en geduldig. So jy verklaar jou situasie waarin jy is, arm, en jy is maar geduldig. Ons wag maar dat die Here iets doen. Nee, staan op en doen iets. Get into alignment. Get your voice into the right position. Kry jou stem reg, kry jou taal reg, kry jou manier van praat reg. Want wanneer ons fokus op God en die beloftes wat hy vir ons het, dan maak dit die wêreld oop en ek en jy hoef nie meer bekommerd te wees nie. Ons hoef nie meer bang te wees nie. Ons kan bly staan. Wat doen vrees? Vrees bring jou af en hy bring jou na die grond toe. En hy wil hê jy moet wegkruip. Kan nou nie lekker wegkruip agter hierdie ouetjie nie. Ek's te groot. Maar die vrees wil hê dat jy moet wegkruip. Maar die beloftes van God bring vir my en vir jou in 'n posisie in van we will stand.
We will stand. Hou op, lê na hierdie kant toe en lê na daai kant toe. Pastor Samuel Rodriguez het eendag toe vra die ouens vir hom, which side do you lean to? Which side do you lean to? Do you lean, dis nou Amerikaanse goed, do you lean to the Republicans or do you lean to the Democrats? Do you lean to this side of the issue or do you lean to this side of the issue? En hy maak hierdie statement en hy verklaar, I don't lean, but I stand on the word of God. En ek en jy moet ophou lê na hierdie kant toe. Jy weet jy, ek lê so bietjie meer na die pannekoek met melktert. Of ek lê so bietjie na die pannekoek toe met cinnamon suiker. Hou op, lê na 'n kant toe, staan en maak 'n besluit. Ek het vir Bradley gesê ek sal miskien eers in my preek pannekoek inbring. Maar ons lê na hierdie kant, jy weet, ek is maar geduldig met hierdie situasie. Ek is maar geduldig met hierdie ding wat die vyand in my lewe doen. Hou op geduldig wees met die vyand. Ons het vanoggend gesing, what a God, and he is a warrior, and every knee shall bow. Spreek jou oorwinning in jou situasie. Hou op praat soos die wêreld. Hou op leef soos die wêreld. Doen en praat en leef soos wat ons God sê ons moet doen. Why? Because then we stand on his promises. En sy beloftes is ja en amen. Ek dink baie van die trane waarvan Jesus praat in Openbaring wat afgevee gaan word, ten spyte van die feit dat ons gaan sien hoe familie en vriende hel toe gaan, hoe broers en susters wat hier in die kerk sit, miskien hel toe gaan, en ons hartseer is oor dit, en die Here trane afvee, dink ek daar gaan ook baie mense wees wie se trane afgevee gaan word, want dan gaan ons alles weet. Ons gaan alles verstaan, en ons gaan verstaan dat God wil eintlik al gehad het, dat ek en jy op sekere plekke moes funksioneer in die gees. Ons moes al volwasse gewees het in die koninkryk van God, maar ons is nog besig met die melk. Ons is nog besig met die purity. Ons is nog besig met die dinge wat ons nog nie nodig het om te kou nie. Maar die Here wil hê dat ons op 'n plek moet wees waar ons geestelik volwasse moet word, waar ons by die droom en die plan en die beloftes wat hy vir jou het, te kan kom en uit te leef. En ek dink baie van ons gaan agtertoe staan en sê, as ek maar net gestaan het op God se beloftes. As ek maar net geluister het vir daai beweging wat die Here vir my gebring het. As ek maar net geluister het na die stem van die Here om vir daai ding nee te sê en vir hierdie roep ja te sê, dan sou my lewe soveel anders te gewees het. Ons 'n gesegde wat sê dat die begrafplaas is die plaas met die meeste drome wat nog nooit tot vervulling gekom het nie. Mense wat gesterf het, wat nog nooit by hulle belofte uitgekom het nie. Mense wat dood is, wat nooit weer kan sê, ek gaan doen wat die Here vir my sê om te doen nie. Ek wil vandag vir jou vra, moenie wag vir die dag wat jy siek word om 'n verskil te maak in jou lewe nie. Moenie wag vir die dag wat jy die doods engel voor jou bed sien staan om te sê ek wil dan vir die Here iets doen nie. Moenie wag vir die dag wat sê eendag as ek groot is nie. Nee, maak vandag die besluit om te sê ek staan op die beloftes van God se woord en ek gaan dit pursue met alles wat binne my is, want God het vir my gesê ek moet dit wees en ek sal dit wees. Niemand gaan my keer om die beloftes en die planne van God oor my lewe uit te leef nie. Maar ons is besig met soveel nitty-gritty goed rondom ons. Ons is besig om te sê, ek is bang vir wat mense van my gaan dink. Want ek is mos maar eintlik 'n introvert, stil, eenkant teruggetrokke. Maar die Here wil jou introvert persoonlikheid wil hy gebruik om op 'n verhoog te staan, sodat mense kan sien, maar as daai man dit kan doen, as daai vrou dit kan doen, dan kan ek ook die roeping van die Here op my lewe uitleef. Die Here het jou miskien geroep om 'n besigheid te bou, maar jy sit nog by die huis en wonder, wat moet ek doen? Wat kan ek doen? Ek is nie bekwaam genoeg nie. Nee, wat is in jou hand?
En begin doen dit wat die Here jou voor geroep het. Al begin jy met 1 bladsy, al begin jy met 2 dinge, al begin jy met 1 produk, al begin jy met 1 kliënt, begin doen dit waarvoor die Here jou geroep het. Hou op sê ek is te dit en ek is te dat. Sê vandag, I will take in my position and I will stand on the word of God for my life. Ek beleef daar in my gees, daar's net hierdie dringendheid vanoggend wat die Here vir my en vir jou wil sê, it is time to stand up. It is time to stand up. It is time to stand up. Take in your position. Hou op wag. Hou op sê, as ek al die geld het, as ek hierdie ding bereik het, dan sal ek dit doen. Nee, jy gaan nooit dit bereik as jy nie God in jou lewe intrek nie. Jy gaan nooit staan daar waar jy dink jy moet staan as God nie deel is van die prentjie nie. Jy en ek kan net bly staan as God deel is van ons lewe. As kind van die Here is dit die enigste manier waar ons ooit kan staan. Die wêreld dink hulle staan, but they are divided. They are being tossed and thrown like a wave through the wind. Hulle word heen en weer geslinger, want hulle is nie standvastig nie. Net kinders van God kan vandag sê, ons is standvastig op God se woord, en maak nie saak wat se storm kom nie, we will stand. Want die storm kan kom, die winde kan waai, die golwe kan slaan, maar omdat ons voete geplant is op die rots, sal ons bly staan. My vraag aan elkeen van ons, my ingesluit is, waar staan ek vandag? Vra vir jouself die vraag af, waar staan ek vandag? Die laaste punt wat ek wil maak is, punt nommer 5, fokus op God as die oorwinnaar. God het reeds oorwin. Amen? Die vyand is oorwin. Hy het geen krag, geen autoriteit, geen vermoë nie. Hy kan net doen dit wat ek en jy vir hom gee. As ek die autoriteit het en ek gaan weg en ek vat my sleutels en ek gee dit vir iemand anders en ek sê jy het nou die autoriteit oor hierdie geboue, jy gaan nou oopsluit en toesluit. Waar lê die sleutels van autoriteit nou? Dit lê by die ander persoon, want ek het dit weggegee. As jy jou autoriteit in Christus weggee vir die vyand, ek dink dit is hoekom baie mense nie oorwinning kry oor hulle lewe nie. Want hulle het al die autoriteit vir die vyand gegee en die vyand het al die autoriteit oor hulle. En hy bepaal waar hulle loop, hy bepaal wat hulle doen, hy bepaal wat hulle sê, hy bepaal hoe hulle dink. En dan vra ons die vraag af, hoekom help die Here my nie? Want die Here kan jou nog nie vertrou met daai verantwoordelikheid of met daai autoriteit nie, want jy gee dit die hele tyd weg. Dis tyd dat ons as kinders van die Here moet leer om die autoriteit wat hy ons gegee het, te hou en daarin te leef. Te bly staan. Te bly staan. Te bly staan. Jehoshaphat bid en hy sê, "Oh our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do." We do not know what to do. En baie kere staan jy voor omstandighede en jy weet nie wat om te doen nie. Dis juist dan in daardie vulnerable moment om te sê, Here, ek kom vandag na U toe. Ek weet nie wat om te doen nie. Die wêreldstelsel sê ek moet dit doen, maar ek wil nie in die wêreldstelsel funksioneer nie. Ek wil fokus op wie U is, wat U beloftes vir my is. U woord is die waarheid. U geregtigheid bring my in oorwinning. So Here, ek kom vandag na U toe met hierdie probleem wat hier voor my is. En wat die probleem se naam ook al mag wees, bring ek dit na U toe en sê, "Oh my God, I come to you because I am powerless over this army, this problem, this situation. But I know that you are God. You are above all. We do not know what to do, but we are looking to you for help." Waar is jou fokus vanoggend?
Waar is ons fokus as 'n gemeente? Waar is ons fokus as individue? Waar is ons fokus vanoggend? Is ons fokus om te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen? Of gaan ons maar net gaan op die highway? Op die maklike, comfortable manier? Ons wil net comfortable wees. Ons wil dit net die maklike manier doen. Nee, God sê, daar is 'n regte manier om dit te doen. En dit is volgens my woord. Be on guard. Stand firm in your faith. Be bold and courageous. Jy sien, wanneer ons fokus op God is, kan ons in die middel van omstandighede staan met 'n ja vir die Here en sê ons sal doen wat die Here vir ons sê om te doen. Jakobus sê, wat ek nou gelees het vroeër, Jakobus 1 vers 6, but when you ask him, be sure that your faith is in God alone. That your faith is in God alone. Let your faith be in God alone. Let your faith be in God alone. Kan ek jou my preeknotas vir jou gee vanoggend? My preeknotas staan in hierdie een sin opgeskryf. Put your faith in God alone. Dis die hele preek. Fokus op God. Fokus op God. Ek hou van woorde, maar ek leer nog hoe om woorde te gebruik. So vir my is dit belangrik om die woorde in die regte volgorde te sit en so ek het so 'n bietjie navorsing begin doen oor hoe om sinskonstruksie te gebruik en so aan. En ek kom op met hierdie stelling en ek skryf hierdie stelling oor fokus en gehoorsaamheid. En terwyl ek dit lees, besef ek maar hy het nie daai, hy sê nie wat ek wil sê nie. Ek moet die woorde moet ek op 'n ander manier begin vorm. Ek moet die woorde op 'n ander manier begin sê. En soos wat almal van julle maar doen by die werk, het ek nou by my werk besluit, ek gaan hierdie sinnetjie van my vat en ek gaan hom vir AI gee en ek gaan hom vir AI vra. Ek soek 'n paar opsies van hoe ek hierdie stelling kan maak volgens skrif om vandag vir my en vir jou te help om te fokus. Kan ek vir jou 'n paar voorbeelde gee wat hy vir ons gegee het? So wat ek gesê het is, where your focus is, it will drive you to be obedient. It's nice, nee? Where your focus is, it will drive you to be obedient. Lekker platse Afrikaanse Engels. En ek gee hom vir Chatty. En ek sê vir Chatty, maak vir my 'n bietjie hierdie ding, maar ek wil hê jy moet nie hierdie ding net doen nie. Hy moet skriftuurlik wees. En hy sê, where your focus goes, your obedience follows. Klink soveel mooier, nee, so Engels. The clearer your focus on Jesus, the stronger your obedience becomes. Ek is besig om vir Chatty te help om hom na die Here toe te lei. Ek is glad nie bang vir AI nie. AI gaan tot bekering kom. En nog 'n voorbeeld wat hy sê, ek hou van hierdie ene. We don't obey God by trying harder. We obey God by focusing deeper. Mic drop. We focus deeper. Hoeveel van ons fokus dieper? Wat doen jy as jy fokus? Jy gaan dieper in jou kop in. Nee? Jou oë gaan agter toe. Fokus. As jy 'n bril dra dan jy gaan dieper. Nee maar. Kolossense 3 vers 1 tot 3 sê, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Wie van julle is dood vir hierdie wêreld? Ons almal wil ons hande opsteek, ons almal wil ja sê, want ons werk nog baie van ons daarna toe, nee? Kan ek vandag vir jou goeie nuus gee? Die dag toe jy sê, Here, ek gee my hele lewe vir U, dan het jy gesê, ek sterf vir sonde. Ek sterf
vir hierdie wêreldse stelsel. Ek leef nou in Christus en Christus leef in my. So ek is dood vir die wêreld, ek is dood vir die highway, ek is dood vir comfortable wees, ek is dood vir die wêreldse stelsel. Ek fokus op wat die Here vir my sê om te doen. Beteken dit dat ek en jy nou in 'n klooster moet gaan bly? Nee, dit beteken dat in hierdie lewe wat ek en jy leef saam met God, moet ons in hierdie wêreld waarin ons beweeg, lig en lewe wees. Reflecting light, sharing life. Doen dit wat God wil hê ons moet doen. For we do not live for ourselves, we live for Him. Fixing our eyes on God is what empowers obedience. Fixing our eyes on God is what empowers obedience. Amen. Jesaja 26 vers 3 en 4 sê, You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Dit is Jesaja 26 vers 3 en 4. Ek wil hê dat jy hierdie skrifgedeelte, hierdie week, elke dag moet lees. Want hy sê, you will keep. Van wie praat ons hier? Hy praat van God. God will keep us in perfect peace because we trust Him. Hy sal jou in perfekte vrede bring, omdat jy in hom glo. Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Die een waarop ek staan. Amen. Mag ons fokus, ons fokus op God, ons help om in 'n regte plek te gaan staan in God se teenwoordigheid, sodat wanneer die probleme kom, dat ons weet, ons sal oorwinning beleef. Volgende week moet jy nie mis nie. Volgende week gaan ek praat oor where are we going? Where are we going? Want jy sien, jy moet eers jouself in 'n posisie inbring van standing in His presence. And then you hear what God says, and then you go over to action. So volgende week gaan ons hierdie storie van koning Jehoshaphat gaan ons verder lees en ons gaan verder indelg in dit wat die Here vir my en vir jou wil bring. Want hoekom? Die Here wil nie net hê dat ek en jy moet staan nie. Here het gesê ek moet staan. Ja, jy moet staan. Maar die Here sê, tomorrow you will. Tomorrow you will go out. So die posisionering van ons gehoorsaamheid in God bring ons na aksie. Bring ons na beweging. En volgende week gaan ons 'n bietjie gesels oor where are we going. So ek wil jou uitnooi, asseblief, moenie volgende week mis nie. Moenie wag vir die YouTube video nie. Kom in persoon. Kom hoor wat sê die Here, want ek glo ons gaan 'n amazing tyd hê. Amen. Amen.